Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say, I want to know you. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Goeiemôre en welkom by ons reis deur die boek van Matteus vanmôre. En ons gesels vanoggend oor 'n baie belangrike onderwerp. 'n Onderwerp wat praat oor geloof. Geloof wat nie opgee nie. Ons lees daarvan in Matteus 15 vers 27 tot 28. Ons sien 'n vrou wat nie geestelik aanvaarbaar was volgens haar omgewing en die mense waaronder sy gebly het, sy opinie en estimasie nie. Maar haar onwrikbare geloof word kragtig gedemonstreer terwyl sy felle verwerping nie net by mense beleef nie, maar ook by Jesus in 'n sekere sin. Kom ons lees hierdie verhaal vanoggend en leer vanoggend by hierdie ongewone vrou wat op 'n ongewone manier by Jesus kom vir hulp en hoe Jesus uiteindelik haar geloof onderstreep. Matteus 15 vers 22 tot 28. En 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na Jesus geroep en gesê: Wees my tog barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is erg van duiwel besete. Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra vir hom en sê: Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. En dan in vers 24 sê Jesus met sy antwoord: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê: Here, help my. Maar hy antwoord en sê, hoor nou mooi, wat is Jesus se antwoord? Kyk, ek het al klaar verdwyn. Ek het al klaar huis toe gegaan. Na hierdie antwoord dink ek sou ek verseker huis toe gegaan het. Maar Jesus sê, dit is nie mooi om die brood van die kindertjies te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Au. En sy sê toe, hoor gou wat sê sy, hoe mooi is dit? Ja, Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. Is dit nie beautiful? Toe antwoord Jesus en sê vir haar: Vrou, groot is jou geloof. Ek wil dit saam met Jesus vanmôre ook sê. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê, het Jesus gesê. Met ander woorde, jou begeerte, jou wens, jou geloofstap is geoorloof en ek sal vir jou doen wat jy vra. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Hierdie verhaal gryp my aan die hart. Want hierdie vrou se geloof inspireer vir my vandag. Haar onwrikbare vasberadenheid, haar geloof word kragtig demonstreer terwyl sy felle verwerping beleef. Sy demonstreer self 'n essensiële bestanddeel van geloof wat God vir jou en vir my deur praktiese elke dag se geloofsbelewings wil gee. Nou Matteus 7 vers 7 en 8 sê Jesus: Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat aanhou bid, sal ontvang. En hy wat
aanhou soek, sal vind. En vir hom wat aanhou klop, sal oopgemaak word. Dit is my so typerend van wat die vrou vanoggend hier in hierdie verhaal doen. Sy het aangehou soek, sy het aangehou klop, sy het aangehou vra, terwyl sy eintlik net verwerping beleef het. Ons lees in hierdie teks 'n stuk meedoenlose vasberadenheid raak. Wat nie ophou vra nie, wat nie ophou klop nie, wat ergens in jou wese weet en glo dat die Here vir jou sal deurkom. Ek moet net aanhou klop, net aanhou vra, die Here sal vir my deurkom. Hierdie vrou was 'n buitestander. Sy was nie deel van die crowd nie, van die inmense nie. Sy was nie deel eers van die volk van Israel nie. Maar tog het sy iets wat Jesus so pas beskryf het. Sy het meedoenlose vasberadenheid. Iets wat baie mense, selfs in Jesus se binnekring, maak nie eers saak van sy volk nie, wat niemand in sy binnekring gehad het. Niemand wat rondom Jesus gestaan het, gehad het nie. En jy sien, ek wil amper sê dat Jesus nie liefdeloos was, of dat Jesus nie ongenadig was nie, maar ek dink Jesus toets haar hierin. Sal jy aanhou klop, sal jy aanhou vra, sal jy aanhou soek? Want dit lyk amper of hy haar wegstoot in hierdie verhaal. Maar luister mooi, sy gee nie op nie. Sy sê, ja Here, maar selfs die hondjies eet van die krummels wat afval van die tafel van hulle baas af. Met ander woorde, ek weet, ek verdien dit nie, sê sy in haar eie woorde. Ek weet, ek is nie waardig om 'n stuk brood te ontvang nie, maar ek vertrou dat ek net krummels kan kry. Ek glo, u genade is ook genoeg vir my. Dis ware geloof, my liewe vriend. Geloof hou aan, selfs wanneer dit voel asof daar geen hoop meer oor is. Hierdie vrou kry nie onmiddellik 'n positiewe antwoord, soos ons almal graag wil nie. As daar gebid vir ons word, dan wil ons dadelik genees word. Wanneer ons bid vir ons krisis, dan wil ons dadelik uitkom, sê ons wil dadelik die geld in ons bankbalans hê. Jesus reageer nie dadelik soos sy verwag het. Hoe baie keer bid ek en jy, en dan voel dit vir ons asof God stil is. Hoe baie keer dink ons, Here, hoor my tog net asseblief. Of, Here, hoor u my nog? Hoor u nog my gebede? As dit soms stil raak. Maar hierdie vrou leer ons vandag, stilte beteken nie God sê nee nie. Stilte toets soms jou en my geloof. Stilte is soms die toetstydperk waardeur ek en jy moet gaan, om te sien of ons werklik net op die Here sal vertrou, en nie op mense, of op een of ander oplossing, wat ons in ons magasyn het. Haar geloof is nederig. Sy kom nie met trots nie, sy kom nie met eise nie. Sy sê eintlik, Here, ek is nie waardig nie, maar ek weet, u is genadig. Dis hier waar baie mense dit mis. Ons wil soms vir God sê wat hy moet doen, asof dit ons reg is om iets te ontvang van hom af. Maar geloof sê, Here, u weet beter. Here, selfs 'n krummel van u af is genoeg vir my. Want geloof gryp vas aan Jesus se hart en nie aan sy hand nie. Maak nie saak of hy gee wat jy wil hê of nie. Ek sal steeds bly vashou aan hom. Maak nie saak wat nie. Dis wat geloof sê. Dalk
is dit die eerste toets wat ek en jy moet slaag. Soek ons Jesus se hand, of soek ons eers sy hart? Wanneer ons sy hart ontvang het en ontdek het, dan maak sy hand vir ons oop. Dis wat in hierdie verhaal gebeur het. Aanvanklik was Jesus se hand toe. Maar die oomblik toe haar geloof inskop, het Jesus en sy soek na hom, toe het Jesus se hand oopgemaak. Hierdie vrou kon maklik weggegaan het huis toe. Sy kon aanstoot geneem het, geaffronteer gewees het, soos baie van ons soms. Maar sy kies om te bly. Sy kies om te volhard. Sy kies om vas te hou aan haar hoop. Ware geloof word nie maklik afgeskit. Ware geloof hou vas, selfs deur vernedering, selfs deur stilte, en selfs deur die toetsing van jou en van my geloof. Dis hierdie tipe geloof wat die hart van Jesus beweeg. Ek dink wat die hart van Jesus oopsluit. Toe sê Jesus vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Nie haar agtergrond nie, nie haar status nie, nie haar posisie nie, nie selfs nie eers haar lidmaatskap aan die volk van Israel nie. Nee, een ding, haar geloof. En onmiddellik gebeur die wonderwerk waarna sy gesoek het, waarna sy begeerig was, waaroor sy geklop het. Ek moet afsluit. Miskien voel jy vandag, jy is nie goed genoeg nie. Miskien voel jy vandag, jy het te veel sonde gedoen in die verlede, jy het die Here al soveel keer teleurgestel, miskien voel jy kwalifiseer nie. Ek wil vandag vir jou sê, miskien maak dit juis dat jy kwalifiseer. Dat jy harder sal soek, harder sal klop, harder sal bid. Dalk wag jy al baie lank vir 'n antwoord. Hierdie boodskap is vir jou vandag. Moenie ophou glo nie. Moenie wegstap nie. Moenie die krummels wat van die tafel afval onderskat vandag nie. Want een oomblik van God se genade, een oomblik van krummels op die vloer, kan jou hele lewe en bestaan verander. Hou aan glo, want Jesus reageer op geloof wat nie opgee nie. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say I want to know you. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more.